Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Dis vandag Shabbat. Mense, dis vandag heilige, dis 'n geseënde, dis 'n afgesonderde dag. Shabbat is die teken dat ons aan Yahweh, die Almagtige, behoort. Wat 'n voorreg om jou vanoggend te kan groet op hierdie besondere dag, en ek groet jou in die naam bo elke naam, Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker, die Messias, die bruidegom, wat weer gaan kom om sy bruid te kom haal. Mense, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En wat 'n voorreg het ek en jy vanoggend om na die troonkamer te kan gaan van Yahweh die Almagtige. Onthou net, hy is gees, en ons aanbid hom in gees en in waarheid, en Meester Yeshua het gekom vol van barmhartigheid en vol van waarheid, en dat ek en jy daardie waarheid sal aandleef. So op hierdie pragtige Shabbat oggend wil ek vir jou dankie sê dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Geseënd is jy, man. Hoor gou wat sê die woord in die boek van Deuteronomium, en hiermee wil ek jou sommer bless vanoggend in die naam bo elke naam. Hy sê, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, halleluja, en dit sal jou inhaal wanneer jy luister na die stem van Yahweh die Almagtige, ons Elohim. En wanneer jy dit doen, wanneer jy shama, wanneer jy luister en jy doen dit wat die woord sê, Jakobus 1:22, sal die volgende met jou gebeur. Hy sê, geseënd sal jy wees, die vrug van jou liggaam, die vrugte van jou land, die vrugte van jou vee, die aandeel van jou beeste, die aandeel van jou kleinvee. Man, geseënd sal jy wees, jou mandjie en jou bakskottel, halleluja. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Yahweh die Almagtige sal maak, hoor mooi, dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. En op een pad sal hulle teen jou uittrek. Maar op 7 paaie, halleluja, gaan hierdie klomp hardloop, op 7 paaie, hulle gaan verward wees, hulle gaan nie weet wat er kan doen nie, hulle gaan nie weet wat om te doen nie. So op hierdie pragtige Shabbat-oggend, is dit my voorreg om jou te kan bedien met die woord, en alwaar dankie dat ek dit mag doen, dankie dat ek dit kan doen, en ek weet nou, dat U my lippe sal seën, Vader, dat my lippe dit sal spreek, wat in die oordenking van my hart is. En ek bid vandag, Vader, vir sterk families. Ek bid dat die gebrokenheid herstel sal word. Kom ons bid sommer nou saam. Abba, Skepper God van hemel en aarde, Yahweh die Almagtige, die Heilige van Israel, laat dit bekend word, dat U is heilig. U is die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Ons buig in aanbidding voor U aangesig. Ek dank U vir die woord. Ek dank U dat die woord vandag sy snelle gang sal gaan. Dat die woord sy doel sal dien, Abba, waartoe U dit stuur in elke mens se hart. En dank U dat ons vandag net weer eens kan besef, ons is geskep na U beeld. En wanneer ons geskep is na U beeld, dan is ons hier op hierdie aarde om U te behaag. En my gebed vandag is, Vader, dat U koninkryk en U wil sal neerdal op hierdie aarde. Dat ons hemel aarde toe sal bring. En dat ons nie die aarde en die reëls van hierdie aarde sal aanneem nie. Nee, dat ons die reëls en die instruksies van die hemel sal aanneem, want ons is uit die hemel uit, en ons gaan weer hemel toe. Wat 'n blye dag sal dit wees, wanneer die trompette blaas en die wolke skeur oop, en die Messias kom ons haal uit die 4 windstreke van hierdie aarde. Vader, ek bid vandag, dat U met elke man, vrou, seun en dogter sal wees, en dat hierdie woord ingang sal vind in mense se harte, en dat die getuienisse sal uitkom vir herstel, rekonsiliasie, dat daar eenheid sal wees, dat daar salwing sal wees, Vader, dat daar lewe sal wees, en dat ons seëninge sal ervaar uit U hand uit. Geseënd is U op hierdie Shabbat. U is welkom in ons midde, Gees van die lewende God. U is welkom vanoggend in hierdie studio. Vul my met U ruach, dat my woorde dit sal spreek wat aanneemlik sal wees, nommer 1 vir U en ook vir die mens. En dankie dat ek vanoggend weet, U is by elke man, vrou, seun en dogter. Vader, verhoor die gebed van U knegt vandag. En ons kom vandag en ons meld aan om gehoorsaam te wees. Gehoorsaam aan U woord, U instruksies, U gebooie, U verordeninge, U feeste,
om gehoorsaam te wees aan u stem, dat ons ore oop sal wees om te luister na u stem, dat wanneer u praat, dat ons sal reageer in die naam van Meester Yeshua. Vader, ek kom en ek bind, ek breek elke demoniese seël op mense se ore wat ingeskakel is vanoggend, wat hulle moes gehoor het, hoe sleg hulle is, hoe lelik hulle is, hoe dysfunksioneel hulle is. Ons breek elke seël vandag. Vader, ons sal vandag mense se oë, dat die sluiers gelig sal word. Dat wanneer ons die woord lees, dat ons die ware evangelie sal aanneem met lig en dat die duisternis verdryf sal word en dat ons die ware beeld van Yeshua, die gesalfde, sal sien, dat wanneer ons die woord lees. Ek bid dat die woord vandag in ons harte sal inbeweeg en dat die woord vandag die transformasie sal bring. Vader, ek bid nou vir ons sintuie dat ons sintuie geseën sal wees in wat ons sien, in wat ons hoor, wat ons ervaar, wat ons beleef, ons wil, emosie en denke, dat dit vasgevang sal wees tot eer van u naam, tot die kennis van Elohim en tot die krag van u wonderwerkende naam. Vader, ek seën elke vrou vanoggend, elke man, elke seun, elke dogter, in die naam bo elke naam, Yeshua HaMashiach, die gesalfde. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, dit is regtig vir my so lekker om met jou te kan gesels. En ek wil vanoggend net kom dankie sê. En ek het dit al baie gesê, Meester Yeshua maak 10 malaatse mans gesond. Een draai om en hy kom sê dankie. Toe hy sien hy is gesond, toe hardloop hy terug en hy val voor sy aangesig neer. Hy sê, Rabbi, dankie, dankie. U moet waarlik God wees. Halleluja. Het my gesond gemaak. Ek wil dit omdraai om te kom sê dankie. Dankie. Ek wil vandag omdraai teenoor ons hemelse Vader en kom sê dankie vir die voorreg wat ek het. Ek en Amelia om in diens te kan staan van sy koninkryk. Ek dank hom vir die voertuig, die bediening, Menorah Tabernakel wat hy vir ons gegee het om oor meer as 30 lande nou al die woord te kan bedien. Dis barmhartigheid, dis liefde, dis genade. Geen mens kan dit doen nie, geen mens is by magte om dit te doen nie. Dis net die Gees, dis net sy Ruach wat die woord stuur na die regte plekke toe. Ek wil omdraai en ek wil sê, Abba, dankie. Het gaan nie oor ons nie, het gaan nie oor likes en het gaan nie hoeveelheid mense kyk nie, dit gaan oor Teshuvah, dit gaan oor om hom te behaag. Ek sê eendag vir iemand, hulle kom sien my, hulle sê, hoorie, ek wil 'n pastoor word. Ek sê, wat is jou passie? Wat wil jy doen? Wat is jou passie? Is jou passie om 'n kanselpredikant te wees? Wil jy 'n leraar wees? Wil jy 'n herder wees? Wil jy evangelis wees? Wil jy profeet wees? Wil jy apostel wees? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, wel, een ding moet jy nooit vergeet nie. As daar een ou opdaag by jou diens, gee jy alles. As daar 5 opdaag, gee jy alles. As daar 500 opdaag, alles. As daar 10.000 opdaag, jy gee jou alles. Moet nooit die hoeveelheid mense gaan meet aan dit wat jy moet doen en aflewer tot eer van sy naam nie. Hy is teenwoordig en omdat hy teenwoordig is deur sy Ruach, man, gee jy alles. Jy stop nie, jy stop vir niks nie. So ek bid sommer nou in jou lewe dat die beperking en die verhindering is verby, dat ek en jy in disippelskap sal staan en sy woord gaan uitleef in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. Halleluja. Nou mense, ek wil vandag met jou praat oor 'n belangrike onderwerp. Verlede week het ek gepraat oor die kwaliteite van 'n sterk familie. En vandag wil ek met jou praat oor gebroke en stikkende families. Mense, maar eerstens wil ek dankie sê. Ek wil dankie sê vir elkeen wat vir ons boodskappe gestuur het. Ek het hordes boodskappe gekry van mense wat gesê het, ja, vrou, ek het hierdie boodskap vir my man aangestuur, vir my vrou, ek het dit vir my kollega, ek het dit vir my broer, maar die resultate is, daar stuur hulle vir my gesiggie met so 'n lang bekkie. Hulle het die respons en, hoekom het jy in my gedink? Dink jy daar's iets fout met my huwelik? Dink jy daar? Ja, weet daai. Die respons was net eenvoudig wow geweest, maar dankie ook vir julle gebede. En ek wil omdraai ook vandag na julle toe en ook sê dankie. Maar dankie vir mense wat u kan vertrou. Mense wat u op ons pad gebring het. Dankie vir mense wat deel is van Menorah Tabernakel. En ons sê vir u dankie, Vader, dat u mense uitroep uit Babylon. Openbaring 18 vers 4. En dankie dat u mense bewus maak van die waarheid.
om te wandel in die waarheid. En Abba, dankie vir mense wat U kan vertrou om saad te saai in ons bediening, sodat ons kan aanhou en uithou om die woord te verkondig en die plaas te kan toerus wat ons mense bedien op die plaas. So van die plaas gepraat, jog mense, die plaas te Geiling is nie ons plaas nie. Ons het daai plaas gebou vir Vader. Dis sy bediening, dis Israel, daai is Israel. En dis lekker as jy mense sien opkom na die plaas en net, ons het nou mense op die plaas gehad van Australië. 'n Groepie mense van Australië, die vorige week het ons mense gehad van die omgewing, das. Ons het al baie mense op daai plaas gehad. So die plaas behoort nie aan ons nie. Ons werk op die plaas. Dis ook nie 'n kommersiële plaas. Dis die skape en bokke en hoenders en eende en lande. Ons het landerye, maar ons is nie kommersiële boere nie. Ons is in die boerdery van die koninkryk en ons saai die onverganklike saad in mense se lewens en ek roep 'n magtige oes op in sy wonderbare naam, dat mense tot bekering sal kom, dat mense sal teshuva en dat mense sal besef, die tyd is min. Man, ek wil heeldag met jou gesels, maar ek moet seker tot die woord kom, maar ek wil net dankie sê vir almal se respons verlede week met die kwaliteite van 'n sterk familie. En dis belangrik en die woord het ook met my gepraat, weet, met my en my gesin. En dis belangrik dat die woord met ons praat en ek wil verander. Ek sê vir my gesin, julle moet my help, ek moet verander. Bid vir my, openbaar my swak skakels aan my. Is nie lekker nie, maar kom ons doen dit. Ek kan nie altyd alles reg doen nie. Ek bedoel, after all, we are all human en baie keer maak ons foute en ek maak dalk meer foute as wat jy maak. Ek weet nie. Ek wil my nooit hoogheilig. Hierdie pastoor, hy so op 'n pedestal en dis nie ek nie. Ek is net 'n frikkie man. Ek wil net die woord verkondig. Ek wil net tyd spandeer met sy woord en sê, Abba, hierdie is 'n openbaring. En my gebed natuurlik is, Abba, openbaar aan my die ondeurgrondelike geheim in hierdie laaste dae. Dit wat U in Daniël geopenbaar het, al openbaar dit in my. So ek kan nie openbaringskennis verwag as ek handjies gevou sit en ek sit in TV kyk die hele dag en ek is op reels en ek is op YouTube die hele dag nie. Ek kan nie. Ek moet tyd spandeer met sy woord. En dis wat ek doen. My lewe gaan oor hom. Ek doen wat ek van hou en ek hou wat ek doen. En dis my lekker. En dit bring passie. So, dis sommer net lekker. Ag, dis sommer net lekker met jou te gesels. Ek wens jy was hier dat ek met jou kon gepraat het en jou vrae gevra. Dis Amila sê vir my, is dit moeiliker om voor 'n gemeente te preek as op die kamera? Ek sê dis moeiliker op die kamera. Ja, dis moeilik op die kamera want jy moet jou verbeel, jy weet jou brein moet maar hardloop om te sê, hier sit 'n paar mense hier voor my. Kom ek preek vir, kom ons doen. Dis nie so maklik nie, hoor. Jy dink daar maar ja, jy se dink jy, nee ou frikkie. Nee, jy doen hom, my maat, jy doen hom. Luister, kom ek sê vir jou, dis nie so eenvoudig nie, hoor. Maar nou ja, hier is ons. Kom ons bid, ons sê vir Vader, dankie en dat hy hierdie woord sal seën. Mense, ek praat vandag met jou oor 'n gebroke en stikkende families. Ek wil sommer my sakdoek vat, want ek raak sommer bewoe oor stikkende families, man. Die oproepe wat ek gekry het, en ek raak regtig bewoe, want my hart gaan uit vir stikkende mense, en ek sê vir hulle, my hart gaan uit vir jou, man. En weet jy, ek hou saam met jou oor die absolute gebrokenheid in ons mense se lewens. En omdat ons so gebroken is, word ons harder en ons word meer afgestomp en ons wil nie verander nie. Almal van ons, ek en Kluis, almal van ons het stikkende agtergronde. Almal van ons is gemold en in ons molding het ons sielswonde opgedoen. Ons het traumahekke, ons het seer gekry. Ons het merkers op ons lewens en niemand is perfek nie. Niemand nie. Daar's geen persoon op hierdie aarde wat perfek is nie. En ons is hier om te streef om Jahwe die Almagtige te dien in gees en in waarheid en soms in dit verval ons want ons weet nie regtig wie is hy nie. Ons weet nie regtig wie ons baie is nie. Baie mense sê nee, hy ken my hart. Ons ken ons eie harte nie, man.
maar ons wil sy erken. Niemand is perfek nie, niemand is reggemaak nie. Ek bedoel, dit kom al van Adam en Eva. In die boek van Genesis en die Bereshit, waar Adam en Eva het 'n toets gedop met die duiwel, en ons dop hierdie toetse baie. En Adam en Eva is hierdie twee wesens wat geskaap is na die beeld van Elohim, en net so ek en jy. Maar vanuit hulle disfunksionele optrede is daar genetika gewees, en daai genetika is in hierdie wêreld. En die tweede Adam, meester Yeshua, die gesalfde, het ingekom in hierdie wêreld, en hy het daai disfunksionaliteit kom wegvat, en hy sê, vir hierdie rede het ek gekom, om die werke van die bose te verbreek. Met ander woorde, Vader is moeg. Hy is moeg vir disfunksionele families. Hy is moeg vir gesinne waar die bron veronderstel is om te wees, dat die bron stikkend is. Dis mense, ek kan op my 2 hande tel van hoeveel gelukkige families die afgelope week met my gepraat het. Mense stikkend. So voor die sondeval was daar perfekte verhoudings gewees. Ek bedoel, perfekte verhouding tussen Adam en Eva, na die beeld van Elohim, en Jahwe die Almagtige het met hulle gewandel in die koel aandwyntjie in die tuin van Eden. Perfekte verhouding na die sondeval, gebrokenheid. En ek wil met jou praat vandag oor gebroke families. En ons almal gaan kerk toe, en ons almal lees ons woord, en ons almal bid, en ons almal het verantwoordelikhede, ons almal het verpligtinge, en ons erken ons verpligtinge, maar ons is gebroken. Verlede week met die sterk families, toe gee ek vir jou skriffie wat belangrik is, en dit was in die boek van Spreuke, hoofstuk 24 vers 3, wat sê, om 'n perfekte familie te bou, het ek 'n paar eienskappe nodig. Dit was Spreuke 24 vers 3. Ons het onder andere wysheid nodig, ons het kennis nodig, en ons het vaardigheid nodig, ons het verstand nodig. Vaardigheid is verstand, met ander woorde, dis bekwaamheid, dieselfde eienskappe wat Basalel gehad het om die tabernakel te bou, moet ons hierdie tabernakels in lyn kry, want hierdie tabernakel behoort nie aan ons nie, hierdie tabernakel behoort aan Jahwe die Almagtige. Hy sê dit in sy woord. Hy sê dit in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, hy sê, weet julle dit nie, julle behoort nie aan julle self nie. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan hom. Hy is die skepper God van hemel en aarde, hy het jou vervaardig, hy het jou gemuld, hy is die pottebakker, ek en jy is die klei, hy het ons gemuld na sy beeld, hy het ons sy woord kom gee, hy het ons sy ruach kom gee, hy het ons mekaar kom gee. Waarvoor is daar gebrokenheid? Hoekom? Hoekom? Want ons verstaan hom nie. Ons weet nie wie is hy nie. Want ons spandeer nie tyd nie, waar is my woord? Ons spandeer nie tyd met hom nie. Ons spandeer nie tyd met hierdie woord nie. Die oomblik as jy die vervaardiger se instruksies lees wat uit die hemel uitkom, ek wil hê dit moet vaslaan by jou, wat uit die hemel uitkom, gaan jy begin om jou gesin te hanteer vanuit 'n hemelse perspektief. Dis hoekom meester Yeshua gekom het en toe sê hy, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom, hier is ek. Hier is ek, en ons het hierdie bekwaamhede nodig, daarom is Betzalel wat die tabernakel gebou het, sy eienskappe so belangrik, en die gees van Jahwe die Almagtige, ons Elohim, het vaardig geword op Betzalel wat 13 jaar oud was, uit die tabernakel gebou met 4 eienskappe. Hy het wysheid, kennis, verstand en bekwaamheid gehad, om wat te maak? Om hierdie tabernakel te bou, en dis die eienskappe van disippelskap, om die tabernakel te bou, nou, vandag, in 2025, in ons gesinne. Want ons gesinne is die bron. Dis die bron van alles. Dis die bron van geluk, dis die bron van vrede, dis die bron van vreugde, dis die bron van eenheid. Mense, as daar disfunksionele optrede is in ons families, dan is ons gebroke. En ons skep gebroke kinders, en gebroke kinders skep 'n leefwyse wat hulle geleer het by 'n disfunksionele familie. En dit gaan in die generasie, 3de en die 4de generasie van David my aand. En dit kom by 3 belangrike eienskappe. 3 belangrike eienskappe. As jy 'n woord het, ek het my woord vandag saamgebring. Ek bring hom altyd saam, maar lees hom saam met my in die boek van Genesis, dis die Bereshit, hoofstuk 3. Hoofstuk 3. En kyk hoe mooi is dit. Genesis is die eerste Bybelboek van die Bybel. So Genesis, aan die woorde Genesis is die eerste boek, dit beteken Egat. Nou mense, as jy die woord verstaan, die boek van Genesis, dan verstaan jy die boek van Openbaring, want aan die einde is geopenbaar aan die begin. So dit is belangrik wat ek nou vir jou gee.
So, een is Gat. Hier is die grootste belydenis op hierdie aarde. Hoor o Israel, dat ons Elohim is die enige Elohim. Daar is niemand soos hy nie, dis een. En dan hoofstuk 3, hoor hoofstuk 3 is covenant, ons staan in verbond met hom. En kyk wat gebeur nou, en hoe die verbond verbreek is, al reg in die begin man, reg in die begin. En hierdie eienskappe, wat Adam en Eva en die slang, die serpent, wat listiger was as al die diere van die veld, hoor gou wat het hy kom doen. Met ander woorde, hy het onmiddellik ingekom, en dit wat hy vandag doen, en ek het verlede week, toe sê ek vir jou dat die sataniste, hulle vast tot 40 dae, en hulle projekteer die gees van Jezebel, Leviathan, die gees van Amalek om dood te maak en te verwoes, en die gees van verwarring, en uiteraard die gees van Bagas, dat almal is betrokke met 'n gesuipery in hierdie land van Suid-Afrika. Ek huil in my hande. Ons is 33.000 kerke. En die drankgees is prominent en niemand doen iets omtrent nie. Inteendeel, almal praat dit goed. Almal sal in die Bybel vir my versie vra. Hulle gaan vir my versie sê, byvoorbeeld in die boek van Deuteronomium. Ek sien, hier sê die woord, ons kan sterk drank koop en dronk word. Wel as jy jou antwoord in die woord wil hê en jy wil gaan suip en jy wil dit gaan doen. Ek sê dit maar suip, ek sê dit kras en lelik want ek wil dit moet amper half skokterapie wees. Gaan drink, gaan drink. Gaan drink. Die woord sê baie duidelik in Efesiërs 5 vanaf vers 17, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid. Dit breek 'n sterk familie, dit breek 'n sterk generasie. Vra my, ek het so groot geword en daar is soveel duisende families wat groot geword het met alkohol. Het hulle enigstens mooi memories? Nêrens nie. Soos jy wil gaan drink, man, gaan drink. Wat hink jy op twee gedagtes? As Bagas jou God is, en as die addiction spirit jou God is, gaan doen dit. Maar as Jahwe die Almagtige jou Elohim is, dan bly jy by hom. Hier het al begin. Kom ek lees vir jou. En wat hier gebeur vandag in gebroke families. Lees saam met my Genesis hoofstuk 3. Maar die slang, vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat Jahwe die Almagtige Elohim gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat Elohim gesê het, julle mag nie eet van die boom wat in die tuin is nie? En die vrou antwoord die slang, en sy sê, van al die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het Elohim gesê, julle mag nie daarvan eet nie, julle mag dit nie aanroer nie, want as julle dit doen, sal julle sekerlik sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, man, julle sal sekerlik gewis nie sterwe nie. Maar Elohim weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos Elohim sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was, om van te eet, want sy is mos nou omgedraai, sy is mos nou gedraai, nee. En dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer, om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare, eie pogings, aangewend, mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van Jahwe, die Almagtige ons Elohim, gehoor, terwyl hy in die tuin in die aandwynkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van Jahwe die Almagtige Elohim, tussen die bome van die tuin. Toe roep Jahwe die Almagtige ons Elohim na die mens, en hy sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou, dis wat gebeur, nee? Die vrou, wat u gegee het om by my te wees, het aan my van die boom gegee, en ek het geëet.
En daarom draai Jahwe die Almagtige om na die vrou, en daarop sê hy vir die vrou, so wat het jy gedoen? En die vrou antwoord en sê, maar die slang het my bedrieg, en ek het geëet. En toe sê Jahwe die Almagtige, ons Elohim, aan die slang, en omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik sal jy seil en tot stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen die vrou, tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die baksteen, in die hakskeen byt. En dit wat ek nou vir jou gelees het, is vandag presies wat gebeur. Nommer 1, stukkende families, gebroke families, is the lust of the flesh. The lust of the flesh. Weet jy hoeveel boodskappe kry ek van vrouens wat na my toe kom en my sê, my man is op die telefoon besig met pornografie. The lust of the flesh, die begeerte na die vlees. Julle oë sal oopgaan. The lust of the eyes, die begeerte van die oë. En julle sal dan soos Elohim wees. Dis 'n absolute leuen wat die duiwel ons kom vertel het. Kom ek vat jou gou na die woord van Elohim toe, in die boek van 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 16. Hy sê, want alles wat in hierdie wêreld is, stop geraaf vir 'n oomblik, kyk gou vir my. Onthou net, ons, wat 'n begeerte het, en wat committed is, ons is verbind daartoe, vir 'n sterk familie, wat moet ons doen? Ons moet hemel afbring, aarde toe. Dit beteken, ons moet die reëls, die instruksies, die modus operandi, die inligting, die kennis, die wysheid, die verstand, die bekwaamheid, uitroep uit die hemel uit aarde toe. Ek kan nie op aardse reëls lewe en verwag, ek gaan 'n gesonde, sterk familie hê nie. So, die meeste mense op hierdie aarde leef aards. Dis hoekom ons families gebroken is, dis hoekom ons verval in die boom van tradisiegodsdiens, in die boom van menslike oorleweringe, van generasie na generasie na generasie. Dis hoekom ons verval in sielswonde, wat my aftrek en my beperk in my lewe, en wanneer hierdie probleme weer met my gebeur, dan gebeur dieselfde wat 20, 30 jaar gelede gebeur het, en my optrede is presies dieselfde, wat dysfunksioneel is, en dis hoekom my huwelik, dis hoekom my gesin, dis hoekom my familie so lyk. En jy so, kom hy sê, ouens, vir hierdie rede man, het ek gekom om dit te breek. Hoekom breek julle dit nie? Hoekom hou julle aan met dit? As julle sien dit werk nie, hoekom stop julle nie? Stop man, stop met jou sarkasme, stop met jou narcistiese neigings, stop met jou selfgesentreerdheid, stop om te dink dat ek is die baas en ek is God en almal moet voor my buig. Stop! Stop om die woorde te verdraai, stop om misbruik te maak van ander een se swak skakels. Stop om die ou koeie te gaan haal uit die sloot uit. Stop om met bitterheid te wandel in jou huis. Stop daarmee. Anders gaan jy nooit 'n sterk familie kan kweek nie. Stop. Hou op om 'n buffel te wees. Hou op om 'n krokodil te wees wat in die water intrek en jou versmoor en jou omdraai en jou uitspoeg. Hou op om soos 'n wilde hond op te tree, om mense van agteraf lewendig op te vreet, en daar's geen barmhartigheid nie. Stop daarmee. Stop om soos 'n gorilla te wees, wat net eenvoudig uitmekaar uit verskeur en soos 'n olifant, wat onthou en net die verlede opbring. Stop daarmee. Stop om 'n renoster te wees, wat met aggressiwiteit voortbeer en almal uit jou pad uitstamp. Stop. Want alles wat in hierdie wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit Vader nie, maar uit hierdie wêreld uit. En dis presies wat met Adam en Eva gebeur het, maar die woord sê baie duidelik, hy sê hulle toe hulle na die boom kyk, het hulle begeerte gehad. En hulle wou soos Elohim gewees het. Nou kom die woord in die Nuwe Testament en sê, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van hierdie oë en die grootsheid van hierdie wêreld, van die lewe, dit veroorsaak naaktheid, dit veroorsaak afstand tussen ons en Elohim, dat jy wegkry van hom, want jou hart veroordeel, want jy skaam, en jy staan beskaamd vanweë jou dysfunksionele optrede, en dit oordeel jou hart, en dit neem jou vrymoedigheid weg, om na Vader te gaan in jou gebedstyd.
Pas op vir dit. En nou is daar 3 dinge wat in hierdie wêreld ingekom het. Nommer 1 is skande. Skande. Skande, want hulle is naak. Ek wil nou vir jou sê, die goed wat ek nou genoem het, bring naaktheid, dit bring nie by mekaar nie, dit stoot weg. Dit bring naaktheid, dit bring skuldgevoel, dit bring vrees, dit bring selfgesentreerdheid, en die resultaat is absolute skande. Ek wil vandag vir jou sê, dit wat jy in die geheim doen, gaan op die dakke uitgebasuin word. So stop daarmee. En hulle het weggekruip vir Elohim. Dit beteken, hulle het die woord neergesit. Hulle het nie eens die woord gehad nie, hulle het weggekruip. Want die oomblik as ek hierdie woord oopmaak, gaan hierdie woord my reprimand. En ek wil nie gereprimand word nie, want ek is groot in myself. Want ek sal nie luister nie. En daarom eet ek van die boom van kennis van goed en kwaad. Weet jy wat beteken dit? Die boom van kennis van goed en kwaad is misleiding en verleiding. Die boom van kennis van goed en kwaad is om sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge te verwerp. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad is om geen onderskeid te tref tussen wat is rein en onrein, wat is heilig en onheilig nie. Dat jy kan maak en doen wat jy wil, want jy's outer in jou eie bestaan. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, jy word 'n god in jouself en jy's 'n windbol daaroor en daar's arrogansie by jou. Jy's in opstand teen die lewende God. Daar's rebellie by jou en jy aanvaar dit so en jy wil nie verander nie. Dis wat skaamte veroorsaak. Dis wat huwelike, dis wat gesinne opbreek. Met ander woorde, ons eie harte veroordeel ons, maar die gewete het stil geraak. En dit bring skande. Dit bring skande. En my gebed vandag vir jou is Openbaring 3 vers 18. Dat daai gebrokenheid, want dis 'n gebrokenheid, want hulle wat boelie, was geboelie en word nog steeds geboelie. Dis so. En ek en jy moet in die skaduwee staan van die seun van Elohim. Want hy is ons verlosser en saligmaker. Hy is die een wat ons die gawe gee van die ewige lewe. Maar wanneer hierdie goed na vore kom in familieopset en gesinsopset, is daar nie vrede nie. Met ander woorde, ek word nie berispelik bewaar by die wederkoms nie, en dan gaan ek nie saam nie. 1 Tessalonisense 5:23, gaan lees dit. So nou raai ek jou, Openbaring 3 vers 18. Nou raai ek jou aan om van my te kom koop goud, wat deur vuur gelouter is. Goud. Goud beteken geregtigheid. Wat deur vuur gelouter is. Aan woorde, wanneer jy deur die smeltkroes gaan, dat hy goud suiwer sal wees, sodat jy kan ryk word, met wit klere, rein klere, gedoop in die bloed van die lam, dat jy jou kan aantrek en jou skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en te salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, want jy sien en jy sien nie. Jesaja 61 vers 10, en ek is baie bly in Jahwe die Almagtige, my siel juig in Elohim, want hy het my beklee met klere van heil, halleluja, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom, wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele, in afwagting vir die bruidegom, maar ek kan dit nie doen, as daar dysfunksionele optrede in my mondering is nie, as my gesin en my familie uit mekaar uitval, as gevolg van optrede, wat plaasvind, wat dysfunksioneel is, en uit mekaar uit skeer en verwoes. En ons skep 'n generasie wat dieselfde doen. Ons skep 'n generasie, dis hoekom die tronke so vol is, want daai mense wat in daai tronke sit, kom uit 'n familie uit. En is 'n dysfunksionele familie. Want die geregtigheid is weg, en daarom het die liefde verkoel, en dis hoekom ons in skande leef. Om die skande weg te neem beteken, ek moet in 'n regte verhouding staan, met Skepper God, die Heilige van Israel. Mense, Abraham het in Elohim geglo. Hy was gehoorsaam, lank voor die wet. Was hy gehoorsaam gewees aan sy stem, aan sy instruksies, sy verordeninge, sy gebooie. En dit het hom geregtigheid gereken. En daar skande. Daar skande. Ek onthou, ek was 'n jong seun gewees. Moet ek jou vertel? Ek was 'n jong seun gewees. En ek was in skande gehul vanweë hoe ek groot geword het. Skande vanweë die afgod Bagas in ons huis. Brandewyn en kook, whisky en water. Ek was in skande gehul.
belangrik om in jou huis erkenning te vat, in jou posisie, man, vrou, seun en dogter, of seuns en dogters. Het is belangrik om verantwoordelikheid op te neem, en ongelukkig het die kerk ons kom leer, nee wat my kind, liewe Jesus het alles gedoen, jy kan maar net lewe, hoor, nee ons kan nie net lewe nie, ons behoort nie in onsself nie. En die waaroor is ek dankbaar vanoggend, dat sonde is uit my rekening uitgehaal. Daai debiet, daai T-rekening, nee, krediet en debiet, daai debiet is uitgehaal uit my rekening uit, deur die bloed van die lam. Die vloek is gekanseleer. Die vloek is gekanseleer. Die meer is weg. Die sarkasme is weg. Die eie ek is weg. Die hoogmoed is weg. Die skande is weg. Want vir hierdie rede het Yeshua verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Die bitterheid is weg. Die onvergewingsgesindheid is weg. Daar het vergifnis plaasgevind. Daar is vryspraak gewees. Die verhindering, die beperking is weg. Wil jy dit nie ook hê in jou lewe nie? Kom aan. Dan kom koop jy by my. Openbaring 3 vers 18. Kom koop by my dit. Sê Vader, dit gaan jou prys kos. Kom koop. Koop beteken dit kos jou. Die skytafel. Dit beteken jy moet betaal daarvoor. Gaan jy jou lyf vat om Jahwe die Almagtige te dien in gees en waarheid, om te wandel in die voetspore van ons verlosser en saligmaker, meester Yeshua die gesalfde, gaan jou 'n prys kos. Dit gaan kos. Jy moet vas staan met dissipline. Die tweede ding wat families gebrokenheid veroorsaak, is natuurlik die blame game. Ja, maar dis wat Eva gedoen het. Ja, maar iets vir my die slang. Nee, wat sê Adam? Nee, is my vrou. Die vrou sê nee, is die slang. Die slang sê, "Wel, ek is hier. Dis my job, ek moet hierdie ouens verlei en mislei." Nee, net 'n grappie. So, ek het nou vir jou gelees Genesis hoofstuk 3, vers 11 tot en met 13. En hy sê, "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Wie het vir jou gesê jy is naak? Het jy van die boom van kennis van goed en kwaad geëet, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" Hoekom het jy verval in godsdiens tradisies? Hoekom het jy verval in menslike oorleweringe? Hoekom het jy my sabbatte verwerp? Ek het vir jou gesê, kom eet van die boom van die lewe. Kom eet uit my menorah uit, met ander woorde, dis die erfenis waarin jy moet wandel. Kom eet dit wat ek vir jou wil gee. Ek wil jou die 7 attribute gee van die lewe, die gees van wysheid en raad en insig en krag en sterkte, en die gees van Jahwe, en om hom weer te vrees. Ek wil dit vir jou gee, maar jy het gekies om van die boom van kennis van goed en kwaad, die verleiding en die misleiding, daaraan hou jy vas. Hoekom het jy gaan vashou aan die boom van kennis van goed en kwaad, en agter afgode aangeloop, om hierdie 7 wêreldfeeste te gaan vier, wat 'n gruwel is in my oë? Ja, maar my pa het dit gedoen vir jare, en toe my oupa, en nou is ek hier, en dis tradisie in my, en ek gaan dit nie los nie. Hoe kan ek nou vir my kindertjie sê, van 4 en 5 jaar oud, daar is nie 'n Kersvader nie? Jy kan! Vertel hulle die waarheid. As jy hulle nie vertel nie, is jy disfunksioneel, en die fout lê by jou. Die fout lê by jou. Wie het jou te kenne gegee, jy is naak? Die woord. Want die woord gaan jou openbaar, die woord gaan die skeiding bring, die woord gaan dit op die dakke uitroep, dat jy is betrokke met die boom van kennis van goed en kwaad, met verleiding en misleiding, om sy sabbatte te verwerp. Dis hoekom jou familie so lyk, want die oomblik as daar ongeregtigheid inkom, wat dit is, verkoel die liefde. Nommer 1, die liefde verkoel, om sy woord te lees. Dan verkoel die liefde vir Elohim. En wanneer dit verkoel, dan verkoel alles rondom my, in my samelewing, beginnende by my familie en by my huis. Wie het jou te kenne gegee? Dat jy is naak. Ja, maar ek is ryk en ek het verryk geword. Nee, jy het nie. Jy is naak en jy is blind. En jy is eintlik in skande gehul. Kom koop by my goud, om jou te kom afsalf. Kom koop salf, om jou oor te salf. Ja, maar die vrou wat U my gegee het, my vrou doen dit en my vrou doen dat. Nee, dit wat U my gegee het, U het dit gegee, die slang gegee. Nee, U het vir ons die boom gegee. En die vrou sê dis die duiwel. En die man sê dis die vrou. En die vrou sê dis die slang. Niemand is skuldig nie. En dis die probleem in vandag se gesinne. Niemand is skuldig nie. Dis nie my fout nie. Dis nie my fout nie. Dis jou fout. Alles is jou skuld en ons verdraai die waarheid, die gees van Leviathan, en die resultaat is jaloesie. En 'n pelberstrakkel. En nou is ons kwaad vir mekaar.
En wat doen die vyand? Hy kry 'n wig en hy sê vir die demoniese magte, kyk, beklei daai familie oor netelige goedjies. Kyk, beklei. Kom demone, projekteer na daai familie toe, gaan verwoes hulle, bring blindheid, bring verwarring, bring misverstande, stop die kommunikasie met hulle, dat hulle kwaad word, dat hulle die deure toeslaan. Dat hulle dit doen. Wat doen ons? Presies dit. So wie is ons Vader? Wie is ons Vader? Jahwe die Almagtige? Wie is ons verlosser en zaligmaker? Yeshua die gesalfde? Nee, die duiwel. Die duiwel. Want as ek na gesinne kyk en ek kry die oproepe en ek kry die boodskappe, dan weet ek dat hierdie familie, hulle gaan kerk toe, hulle lees die Bybel en hulle bid, hulle lieg man, hulle behoort aan Satan. Want dis hulle optrede, want hulle leef uit die aarde uit en nie uit die hemel uit nie. Hulle lieg, hulle sê hulle het hom lief, maar hulle verwerp dit, hulle verwerp die boom van die lewe, verwerp hulle. Hulle lieg. Nou is hy jaloesie. En nou kom die kinders as gevolg van die begeertes van die oë en die vlees en die sonde en die blamering en die skaamte. Nou kom die kinders en Kain en Abel maak mekaar dood. En Kain maak vir Abel dood en dit lê in die genetiek. En dit kom van waar af? Dit kom van blame. Dit kom van bitterheid, dit kom van onvergewingsgesindheid in die gesin. Ons bly mekaar. En wat doen Kain? Hy maak vir Abel dood. Weet jy hoeveel broers en susters vandag van pragtige families weier om met mekaar te praat? Dis weer 'n Kain en 'n Abel. Kain, hoe kan jy vir Abel doodmaak? Hoe kan jy ophou praat? Hoe kan jy teen jou familie praat? Hoe kan jy skinder? Hoe kan jy van jou familie steel? Hoe kan jy dit doen wat lynreg bots met die woord van Elohim? Hoe kan jy dit doen? Maar Kain het vir Abel doodgemaak. Kain, waar is jou broer? Ek is nie die oppasser van my broer nie. Kan ek vandag vir jou vra? Waar is jou broer? Waar is jou suster? Openbaring 12:10. Toe hoor ek 'n groot stem uit die hemel wat sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons Elohim geword en die mag van Messia Yeshua die gesalfde. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. En hy het die aanklag voor ons Elohim gebring, dag en nag. Dag en nag. Dit beteken dat die vyand is gebind om jou verder aan te kla. Hoekom hou jy aan daarmee? Hoekom hou jy aan daarmee? As hy dan gebind is, en daar is die skrif, hoekom laat ons hom weer opwek en aangaan in ons families? Dis hoekom ons gebroke families het. Dis hoekom ons gebroke gesinne het. So die oomblik as jy begin blame, en jy begin skuld, en jy begin hierdie goed, dan tree jy op, soos wat jou vader optree, en dis die duiwel. Ek weet jy word kwaad vir my. Ek weet ek irriteer jou dalk. Maar dis goed hierdie wat jy moet hoor, en ek het jou in die begin gesê, ek gaan jou nie vertel wat jy wil hoor nie, maar wat jy moet hoor. Die fout lê toe al die tyd miskien by jou. Dalk nie by jou man nie. Dalk nie by jou vrou nie. Dalk is dit toe jou kinders wat onskuldig is, maar die fout lê toe by jou. By jou. Jy wil dit net nie insien, want jy is blind vir jou eie. Ek bedoel, jy maak mos nie 'n fout nie. Ons beskuldig mekaar. Ons tree op as aanklaers in ons gebedslewe. Here, U moet my man asseblief laat bykom. Vader, U moet my vrou laat bykom. Wat van? Abba, ek is skuldig. Ek staan voor U. Abba, help my. En ons tree as 'n aanklaer op teen mekaar. Die duiwel is lankal gebind met dit. Maar ons hou aan. Ons doen dit wat ons Vader vir ons sê om te doen. Maar hy wat gekom het in barmhartigheid en waarheid, ek het 'n vriend van my gesê, Frik, daar's 'n beter woord as genade, dis barmhartigheid. Hy wat gekom het met barmhartigheid en waarheid. Hoekom doen ons dit nie? Nee, weet jy hoekom nie? Want daar's hoogmoed. Ek het gearriveer. Hey my ou, ek verdien R40,000 'n maand, ek verdien R80,000 'n maand, ek is die Mackie van die plekkie. Ek is in charge hier en ek is in charge daar. En hoogmoed kom by ons in, en ons wil net aanvaar word, en as ek by die huis kom, is ek in insecurities, en ek is onseker,
en dan ontstaan hoogmoed, en ek weet beter as jy, en ek ken die woord beter as jy moet nog bykom, en ek is hier, en jy's daar, en al hierdie tipe van dinge. Daarop sê Jahwe die Almagtige aan die vrou, wat het jy gedoen? En sy antwoord, die slang het my bedrieg. En ek het geëet. En hy sê toe vir die slang, omdat jy dit gedoen het, vervloek sal jy wees. Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, jy ken hy gedeelte. Hy straf die duiwel. Hy straf die vrou. Let op die naam, Hierdie is belangrik. En dis die skeiding wat disfunksionele optrede. Let op die naam. Hy straf die mens, hy het nooit die mens vervloek nie. Hy het die duiwel vervloek. Hy het vir die mens gesê, ek het vir julle gesê, hou op met die misleiding, moenie toelaat dat die duiwel julle mislei nie. In die laaste dae, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op, julle gaan verlei word. Pas op, baie valse profete gaan onder my naam opstaan en sê dit is ek en dit is ek. Moenie vir hulle luister nie. Baie profete gaan baie mense mislei. Moenie, dis die boom van kennis van goed en kwaad. Moenie vir hulle luister wat vir jou sê, dis nie nodig om Shabbat te onderhou nie. Moenie, want dis die boom van kennis van goed en kwaad. Moenie na mense luister wat sê, my gebooie is verby, julle kan dit maar verwerp nie, dis Joods en dis Ou Testamenties. Moenie vir dit luister nie, dis die Satan wat met julle praat. Want sy gebooie staan vas. Hy sê, Jotakie in titel, tot die einde van hierdie wêreld. Is hierdie wêreld al ten einde? Nee, hy bestaan nog. Mense ekskuus, ek praat maar reguit hoor. Die dag van olie skoortjies streel en daai dinge is verby. Hy straf die mens. Hy sê eintlik vir die mens, ouens, ek het julle vertel wat met julle gaan gebeur. Nou het julle dit gedoen en nou gaan dit gebeur. So al wat ek gedoen het, ek het opgetree na gelang van julle aksies. Hoe lyk jou familie? Hoe lyk jou gesinslewe? Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou ouers, jou kinders, jou seuns en jou dogters? Hoe lyk hulle? Ek gee net aan hulle op die manier hoe julle handeling in die huis is. Ek seën julle op die manier hoe julle mekaar seën. Ek is daar vir julle op die manier hoe julle daar vir mekaar is. So as julle dysfunksioneel is, moenie van my verwag om julle te kom seën nie. Ek soek 'n gesin, ek soek 'n familie met sterk kwaliteite wat verbind daartoe is om my naam uit te roep en in my naam te wandel sonder dat julle mekaar sal blameer en sonder dat julle mekaar in die grond sal intrap en dat julle mekaar sal doodmaak, want dan tree julle op in die hand van Satan en nie die regterhand van Skepper lewende God nie. Dis so. God never cursed them. Hy het hulle nooit geoordeel nie, nooit. Hy het vir hulle gesê, julle gaan sterf as julle dit doen. En kyk wat gebeur nou. Julle het nommer 1, het julle 'n geestelike sterwe. En nommer 2, tree die vleeslike dood ook in. Vers 20 van Bereshit 3. En die mens het sy vrou Eva genoem, hoor nou hierso. Na vers 20 nie, hoor nou mooi. En die mens het sy vrou Eva genoem. Omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Eva beteken lewe, moeder van alles wat lewe. Adam het haar die naam gegee na die sondeval. Sy het nooit 'n naam gehad voor die sondeval nie. Haar naam was manin, haar naam was helper, haar naam was ondersteuner. Sy was been van my been. Sy het nie 'n naam gehad nie. Met ander woorde, hulle was een. Hoe maak ek so? Hulle was een voor die sondeval, been uit my been, sy uit my sy, in my, en na die sondeval, toe gaan die been uit, dis nou nie meer manne nie, dis nou Eva. Toe kry sy 'n naam, toe vind daar 'n separation plaas, na die sondeval. So na die sonde, beteken Eva iets anders, nie meer been van my been nie. En dis wat ek wil tuisbring vanoggend met 'n gebroke familie. En nou kom Genesis 5 vers 2 en hy sê, man en vrou het hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem. Die dag toe hulle geskape is, was hulle een en nou is hulle twee. Hulle is nou Adam en hulle is nou Eva. Voor die sondeval, een, maar nou is hulle twee. Want hulle het veroorsaak om te gaan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, omdat hulle geluister het na die Satan in verleiding en misleiding, het hierdie goed ingetree. En hulle was hoogmoedig. Hulle het nie geluister na Vader nie. Wat is hoogmoed?
Hoogmoed is rebellie. Hoogmoed veroorsaak 'n gebroke familie. So, as jy gaan kyk vandag na jou familie, jou gesin, na aanleiding van verlede week se boodskap, na die kwaliteite. Mense, ek en jy, ons is 'n seun en 'n dogter van die lewende God. Ons is 'n pappa, ek is 'n oupa, my vrou is 'n ouma, dan is daar 'n pappa, dan is daar 'n mamma, dan is daar kinders. Dit is belangrik om te gaan kyk, hoe lyk die hemelse reëls, die hemelse instruksies, ten opsigte van 'n gesin. En dit gaan oor posisie, Daar is nie meer onderskeid tussen man en vrou in terme van die posisie nie. Die vrou kom in seunskap en die man kom in bruidskap, dis die posisie. So die seun kan erwe en die bruid gaan in die huwelik staan met meester Yeshua. En Adam en Eva was gelabel as 'n gebroke familie. En ons kan nie langer in daai genetika lewe nie. Ten spyte van jou molding system, ten spyte van jou merkers op jou lewe, en uiteraard van die sielswonde, hoe jy gemold was, en dit wat met jou gebeur het in die verlede, dit het gebeur. Jy kan niks daaraan doen nie. Stop met die depressie. Stop met die neerslagtigheid. Stop. Want dit het veroorsaak in die familie verwerping. Verwerping veroorsaak kompetisie. In die familie, Kain en Abel, verwerping, mekaar doodgemaak. Kompetisie tussen broers, akademie, sport, vandag. Nee, hierdie kind doen dit, maar hierdie ene is lui. Kan jy dit sê nie? Ons fokus nie meer op die individu nie, ons fokus nou op die prestasies en ons fokus nou op die guns. Dis 'n verwoeste familie. So wat verwoes families? Wat verwoes families? Skande. Disfunksionele optrede. Skuldgevoelens. Sonde, ongeregtigheid, die neersit van Vader se woord, die miskommunikasie, die geen kommunikasie, die weiering van Vader se Shabbatte, die ongeregtigheid waarin ek wandel soos ek wil en ek maak soos ek wil en ek skep my eie geregtigheid, dit verwoes 'n familie. Die blame game, die blamering. En die blamering beteken by implikasie, ek wil nie my verantwoordelikheid opneem nie, ek gee daai verantwoordelikheid vir jou, en jy moet dit dra, want jy is die skuldige, maar intussen is ek die skuldige, en dit gaan oor hierdie onderhandelinge, en ek praat my eie disfunksionele optrede goed, en ek justify, en ek regverdig my eie disfunksionaliteit, en almal moet daarmee tevrede wees, want ek is die buffel, ek is die renoster, ek is die olifant, ek is die krokodil, en ek is die wilhond, en ek verwoes jou. En dan kom hoogmoed in. En hoogmoed beteken, ek het 'n verharde hart en my nek is dik. Ek is 'n kat met 'n dik stert. En nou is dit pride en nou word ek God in myself. Dit breek 'n familie. Ek praat nie eens van die pornografie en die drank en die buiteegtelike verhoudings nie. Ek het 'n reeks gebring oor dit. Buiteegtelike verhoudings waar manne oor die draad spring en vrouens spring oor die draad en kinders spring oor die draad en ons is 16 jaar oud en ons is nie meer 'n maagd nie, want my ouerhuis lyk so en nou lyk die kinders so. Kan ek jou vandag vra? En ek bedoel dit uit my hart uit. Kan ons weer asseblief tot bekering kom en ons wegkeer van die boom van kennis van goed en kwaad? Asseblief. Dat hierdie boosheid sal stop in die naam van meester Yeshua. Want die familie is die bron, mense. Dis die bron, dis die oudste liggaam, die oudste instansie in hierdie wêreld. Dit het al begin in die Bereshit. Toe is dit al disfunksioneel, omdat die duiwel inspraak gekry het, omdat mense nie in hulle posisies was nie. Ons luister eerder vir die duiwel, as wat ons luister vir Jahwe die Almagtige, ons Elohim. Al het hy sy lewe kom aflê en die prys betaal vir my en vir jou, hardloop ons nog steeds in die rigting van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons wandel in misleiding, ons wandel in verleiding, ons dien hierdie afgode en ons is okay daarmee. En dit verwoes families. Praat met Adam, gaan praat met Eva. Dit het veroorsaak dat Kain vir Abel doodgemaak het, daai jaloesie, daai blame game, dit het veroorsaak. En ek sê weer, vir hierdie rede het meester Yeshua gekom om die werke van die bose te verbreek. En weet jy wat, ons sê nie meer ons is jammer nie, hè? Daar sê meer, ek is jammer nie, vergewe my, Abba kom was my skoon met die bloed. Ons sê dit nie meer nie. Ons gaan aan, ons gewete het stil geraak. Ons is gebroken.
maar ons sien nie uit na die genesing nie. Ons gee nie meer oor aan Meester Yeshua nie. Ons skaamte, ons worry nie eens meer nie. Ons nie meer, kyk hoe trek ons aan, kyk hoe trek ons jong dames aan, kyk hoe trek ons seuns aan. Kyk hoe trek ons aan, kyk hoe lyk ons liggame, vol tattoos. Geen skaamte nie man, geen. As jy so lyk, gaan jou kinders so lyk, gaan jou kleinkinders so lyk. Geen, nee Frik, dis aard. Man, asseblief. Ek gaan eendag nog daaroor praat. Abba, ek is jammer. Vergewe my. Dis nie my vrou nie. Dis nie my seun nie. Dis nie my dogter nie. Dis nie my pa nie. Dis nie my oom nie. Dis nie die kollega nie. Dis ek. Abba, help my. Ek wil my vandag oorgee aan Meester Yeshua. Abba, ek kom koop vandag by goud. Ek kom koop by u salf om my oor te salf. Dit gaan my lyf vat. Dit gaan 'n nuwe wending neem in my huis. Dit gaan nuwe reëls bring in my huis. Dit gaan 'n nuwe openbaring bring in my familie. Maar Abba, ek is bereid om hierdie pad te loop. Nou het ek U nodig om my te help, om my te rig, om my te lei, om my te stig, Abba. Ek wil nie meer wegkruip nie. Ek wil nie meer wegkruip agter my woede en agter my skree en agter my skel en agter my gesuit nie. Ek wil nie meer wegkruip agter dit nie. Ek wil nie meer wegkruip agter my telefoon om my net te gaan laat kalmeer as ek na verkeerde goed kyk nie. Maar ek wil nie net weer kalmeer om drank te gaan drink en 'n bier te gaan drink sodat ek my net kan kalmeer nie. Ek wil nie. Ek's moeg. Ek wil ophou. Ek wil ophou. Ek kom met vandag. Ek staan vandag. En ek staan in die stroom van lewende waters. En ek bid dat U my sal help. En ek is hier vandag. Abba, hier is ek. Ek en Nenny. Ek en Nenny, hier is ek. Vandag gaan ek opstaan. Vandag gaan ek uitstaan aan my familie, in my gesin. En ek gaan hierdie blame game nie weer speel nie. Ek is moeg vir skande. Ek is moeg om te verduidelik. Ek is moeg om 'n disfunksionele situasie reg in te kleer en ek weet ek is besig met 'n leuen. Ek is moeg. Dit maak my oud. Dit maak my oud. Ek wil nie meer nie. Abba, dis nie reg nie. In hierdie hoogmoed, in hierdie eie ek, in hierdie narcissisme, in hierdie selfgesentreerdheid, in hierdie eie God in myself, ek raak ontslaaf vandag. Ek ruk dit vandag uit my lewe uit. Ek ruk dit uit. En ek bid nou dat U Gees, U Ruach sal inkom. En binnekant sal inkom, hierdie beker kom skoonmaak in die binnekant hier, my gedagtelyne, dat dit gevangene geneem sal word deur die gehoorsaamheid aan Yeshua, die gesalfde en die kennis van Elohim. Abba, help my. Ek meld aan. Ek sit my naam op die papier. Ek is Frik Weideman. Hier's my naam. Dis vandag se datum. Dis my ouderdom. Dis my lengte. Dis my gewig. Ek meld aan. Hier is ek. Ek en Nenny. Ek wil dit doen wat vir U welbehaaglik is. Beginnende by hierdie tabernakel en om my gesin op te tel uit die modder uit. Ek is moeg vir skaamte. Ek is moeg om te verduidelik. Ek is moeg om te blameer. Ek is klaar. Ek doen dit nou tot eer van U heilige naam. Abba, help my asseblief. Loop my vooruit. Gees van God, rig my in die spore van geregtigheid, sodat U naam verheerlik sal word. Halleluja. Halleluja. Vader, nou wil ek elke man, vrou, seun en dogter kom seën. En ek seën hulle vandag, dat die aangesig oor hulle verhef sal word. En aan hulle barmhartigheid openbaar. Abba, ek roep U naam uit. Hoor die gebed van U knegt, dat U aangesig sal skyn oor elke man, vrou, seun en dogter. Dat U geduldig met hulle sal wees. En dat U hulle sal seën. Dat U hulle sal vrede gee. Dat daar vreugde weer in hulle gesinne en familie sal wees. Abba, laat U aangesig skyn oor hulle. Asseblief, Abba, hoor die gebed van U knegt. Lank genoeg was ons in skaamte en te blameer en in hoogmoed. Ek roep vandag dat ons oor dit sal sien waartoe U ons geroep het en erkenning sal neem van ons posisie
en verantwoordelikheid sal opneem. Daarom bid ek dat die aangesig verhef sal word oor ons mense. En die woord sê dat wanneer ons mense so seën, dat U hulle sal kom seën. Abba, ek bid nou dat U dit nou kom doen. Daar waar hulle is, voor 'n rekenaar, op hulle telefoon, by 'n groepie, by 'n huisgemeente, dat U dit nou kom doen in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Abba, ek dank U vanoggend vir hierdie woord. En dankie dat daar transformasiekrag plaasvind by elke man, vrou, seun en dogter. Dis my gebed, dis my roepe in die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit. Halleluja. 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 Prys sy wonderlike naam. Abba, dankie. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding op hierdie pragtige Shabbat. Mense, baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel was vandag by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. My gebed vir jou is dat jy sal wandel as 'n sterk geseënde familie, sodat Vader se naam verheerlik word. Van my kant vir ek wyde, want tot 'n volgende keer, Shabbat Shalom.